Ons begin net weer net in die naam van Jesus Christus, die Here, God se seun wat gebore is op hierdie dag wat ons herdenk, dat ons net sal sê 'n baie geseënde Christusfees, Kersfees. Ek hou van die woord Christusfees en ek hou van die woord om te sê 'n geseënde Kersfees, 'n geseënde Christusfees. Ek weet ons gebruik dit elke jaar om vir mekaar te sê 'n geseënde Kersfees. En dan moet ons vir onsself met dankbaarheid teenoor die Here vra, wat bedoel ons as ons sê geseënd? Want die Here seën ons met die keur van sy seëninge. Hy oorlaai ons met al sy seëninge, sy goedheid, sy liefde, sy genade. En dan is dit altyd goed om ook in 'n binnekring, soos 'n gesin, 'n familie te sê, mag die Here jou seën, sê byvoorbeeld met liefde, met vrede wat alle verstand te bowe gaan. En dan veral mag die Here jou seën met goeie gesondheid. Mag die Here jou seën met wat ook al. En dit is daai seënbede van die Here oor mekaar se lewe. Dit is waaroor dit gaan vir ons as gelowige kinders van die Here. So as ons sê geseënde Kersfees, dan sê ek vandag deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, mag die Here vir jou, omdat hy jou hart ken, omdat hy jou lewe ken, vir jou regtig seën met die keur van sy seëninge baie spesifiek vir dit wat jy nodig het. Ek bly so 'n klomp kinders ook, want kinders sê, as jy nou vir hulle vra van Kersfees, dan sê hulle, ek wil dit hê en ek wil dit hê en ek wil dit hê. My kleinkinders het so 'n lysie gemaak, jy weet wat oupa moet koop. Dis baie spesifiek. En dan moet jy weet, jy moet daai spesifieke goed vir hulle kry. En dit is hoe dit gaan met Kersfees ook. Wees ook spesifiek met die seëninge van die Here. En sê, Here, baie dankie dat jy my seën. En jy kan in jou eie gebed ook vir die Here sê, dankie vir die seëninge om hierdie jaar en hierdie tyd te kon deurleef met genade en liefde en oorvloed, want so lief het God die wêreld dat hy sy seun vir ons gegee het. Vir al die familie, vriende, kinders, kleinkinders wat vandag saam is, mag julle dit in die liefde van Jesus Christus baie geniet, in 'n baie wonderlike dag hê, 'n baie geseënde Christusfees, en mag julle in elke opsig dit net saam geniet tot eer van die Here. Juist daarom begin ons dan ook vandag se Kersdiens met die woorde van die engele. En ons fokus vandag redelik op die engele. Die engele wat by die geboorte van Jesus afgekom het met 'n koorsang en gesê het, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir jou en vir elke mens vir wie hy lief is, met ander woorde in wie hy 'n welbehae het. En daarom groet die Here jou vandag en hy sê genade, barmhartigheid en vrede in die naam van God die Vader, sy seun Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees in jou lewe. Amen. Nou ons gaan vandag so 'n bietjie afwissel, Kersliedere sing, die woord van die Here met mekaar deel. Ons kan net so bly sit terwille van die sigbaarheid op die bord, dat almal kan sien. Ons begin met die Heiland is gebore, vers 1, 2 en 3. Daar in die stad vandaan
Ons deel met mekaar die woord van die Here. Ons gaan net nou die boodskap daar rondom verkondig, met mekaar deel. Die geboorteverhaal van Jesus Christus in Matteus hoofstuk 1 vers 18. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord van die Here deur sy profeet gesê is, vervul sou word. Die maagd sal swanger word, en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. En hierdie naam beteken, God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad, voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie, en Josef het hom Jesus genoem. En dan hoofstuk 2 gaan oor die besoek uit die ooste. Ons kom in die boodskap daarby. Die ander opskrif is waar hulle gevlug het na Egipte toe, en dan die kindermoord, die terugkom uit Egipte uit, en dan die rol ook van die sterrekykers wat daarbey ingesluit is. Ons gaan in die boodskap ook daarna verwys. So, kom ons sing nog 'n lied saam. Heila, baie dankie. Die 3, 4, 5, kom alle getroues, vers 1 en 3. Kom alle getroues, vrolik en vol vreugde, kom in die Gees nou nabij. Lof maar die King tot ons gebore, kom buig daarin aanbidden, kom buig daarin aanbidden, kom buig daarin aanbidden, voor Jesus die Heer. Kom lof sing die Here, hy is onze koning, vir ons word hy mens en oorwin die dood. Hy is met regte, hemel en op aarde, kom dankbaar en aanbidden, buig dankbaar en aanbidden, buig dankbaar en aanbidden, voor Christus die Heer. Ons gaan net nou die lied sing, Welkom o stille nag van vrede. Ons ken almal Koos Doep, waar hy baie toepaslike geestelike musiek ook geskryf het. Welkom o stille nag van vrede is eintlik maar ons Suid-Afrikaanse stille nag in 'n warm Suid-Afrika onder die helder somer son en die sterre en alles wat die Here gemaak het. Maar hy het ook hierdie pragtige gebed geskryf, Koos Doep se gebed. Arend, as jy net as ek by daai punt gekom het, net aan die volgende slide kan gaan. Dankie. Die Here het vir ons almal hierdie jaar tot en met Kersfees en baie naby aan die einde van die jaar ook gelei en geseën. Ek sê altyd hierdie tyd is 'n tyd van introspeksie, geestelike nadenke oor jou lewe, jou verhouding met die Here, jou verhouding met jou man, jou vrou, jou familie, jou kinders, jou kleinkinders. Dis 'n tyd wat jy nadink oor die lief en die leed van hierdie jaar
en waarin jy jou geestelik ook voorberei vir die nuwe jaar 2025 wat voorlê. En daarom sê Koos Toep ook in sy gebed, laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke dag se vreugde en vrees eintlik nietig word vir my. Ja, en elke afdraaipaadjie ken ek. En elke keer het ek verdwaal. En elke keer het u my kom help. Maak dit, Heer, die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte en elke kamer net gehuur. Elke aard van droom van rykdom en roem, net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. En eintlik smag ek na u waters van rus. Lei my, Heer, ook vanaand en vandag daarheen. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. En eintlik smag ek na u waters van rus. Lei my, Heer, vanaand daarheen. Mag die Here jou op hierdie besondere Kersdag ook lei na waters waar daar rus is. En weer die groet van die Here, vrede vir jou op hierdie Kersfeesdag. En dan gaan ons die lied sing, welkom, o stille nag van vrede, ook een van Koos Toep se liedere, vers 1, 2 en 3, wat ons kan saam sing. Goed, die eerste vers, dan kan ek maar weer daar by jou oorvat. Dankie. Welkom o stille dag van vrede, onder die suiderkruis, waar stemme uit die ou verlede, oor sterregrauwe reis. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die Heer. Skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy ons sag die klokke luier in eeuwe oude taal. Kyk slegs die nagtelik is vrye, vertel die ou verhaal. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die Heer. Skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warme liefde, as ons die dag gedenk. Toe hy sy seun aan ons gestuur het, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, Christus kom, gee aan God die Heer. Skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Het is wonderlik om Kersfees te vier as gelowiges, kinders van die Here, wat saam met die engele in die geboorteverhaal van die Here bely, om te kan sê dat vandag is daar vir ons die verlosser gebore, Jesus Christus die Here. En daarom het ons 'n geloofsbelydenis in Kersfees, om te kan sê Jesus Christus is ons verlosser en saligmaker. Anders is die wêreld wat nie 'n belydenis het nie. Hulle wat nie glo nie in, maar net Kersfees as maar net 'n feesdag dan ook deurbring met watter partytjies en ander wêreldse dinge dan ook daarmee saam. Maar mag ons vandag saam met die Heilige Gees in ons hart dan ook 'n Kersfeesbelydenis hê om te kan sê
dat ons glo in Jesus Christus, die Seun van God, wat na die wêreld toe gekom het. Ag, Arend sê net weer die daai 2 skyfies gaan terwyl ek dit lees asseblief. Kan maar net oorgaan na die eerste een toe. Ons geloofsbelijdenis, ons Kersfeesbelijdenis, wat ons dan ook as volg in ons harte bely. Vandag staan ons voor die krib van Jesus Christus, God se Immanuel, soos lank reeds voorspel deur die profete van die Ou Testament. God uit God en lig uit lig, ware God en ware mens. Ons glo dat Jesus gebore is uit die maagd Maria, soos die Heilige Gees aan haar voorspel en bevestig deur die engelse droom aan Josef. Ons glo dat Jesus na die wêreld gekom het om die wêreld te verlos van sonde en vir ons die weg, die waarheid en die lewe te word. Ons glo dat die krib en die kruis die tekens van verlossing van God se koninkryk in die wêreld is. Ons glo dat die Heilige Gees hierdie waarheid aan ons lewe openbaar, sodat ons as verlostes in die wêreld kan lewe en daardeur ook die wederkoms van Jesus verwag. Ons bely en glo vandag, saam met die engelkoor, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde, vir elke mens in wie hy 'n welbehae het. Daarom wil ons vandag saam met die skaapwagters aan hom as ons koningskind hulde bring, goud, wierook en mirre, ons lewe as 'n offer aan Jesus gewy. Ons bely vandag dat ons aan hom behoort, die mag, die heerlikheid tot in alle ewigheid, aan hom die Here van ons lewe. Amen. Kom ons raak stil voor die Here, ons dank hom, ons loof, ons prys hom en ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, baie dankie vir u goddelike raadsplan met hierdie wêreld, van die begin van die skepping tot by die wederkoms, maar in besonder ook u verlossingsplan deur u Seun Jesus Christus ons Here. En baie dankie Here, dat u van die hemeltroon afgeklim het en na hierdie aarde toe gekom het om mens te word en uiteindelik aan die kruis te sterf sodat ons gered kan word. En juist daarom vier ons vandag 'n Christusfees, Here, tot eer van u naam, om te kan sê aan u kom toe die dank, die lof, die eer en die aanbidding van ons hele lewe. Want Here, u het alles vir ons volbring. En baie dankie dat ons vandag saam met almal wat in Bethlehem was, saam met u Josef, Maria, die sterrekykers, die herders, die engele, almal net rondom u kan kom staan as gelowiges en sê ons bring op vir u hulde. Maar ons bring vir u ons lewe soos wat ons bely het. Ons lewe aan u gewy om te kan sê, Here, ons erken u en bely u as die Here van ons lewe, die verlosser en die saligmaker. En Here, baie dankie dat ons vandag ook in u naam deur die Gees kan sê, geseënde Christusfees. Want Here, deur al die tyd en deur ons hele lewe, seën u vir ons met die keur van u seëninge. En dankie Here dat dit geskenke in ons lewe is, genadegawes wat u aan ons toevertrou. En deur die verloop van ons lewe tot vandag toe, kan ons nie ophou om u te dank, te loof en te prys, vir genade op genade, wat u woord vir ons sê. En Here, mag ons dan ook vandag die boodskap van die engele in ons harte dra, om te kan sê eer, jubelende blydskap, maar ook vrede in ons hart, vrede in ons lewe, ten spyte van die onvrede van die wêreld, vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dankie Here dat u ons ook seën en groet en laat huis toe gaan en laat voortgaan in ons lewe met 'n vredeswens om te kan sê vrede in hierdie gebroke wêreld tot eer van God se naam. En soos ons bely het, u is die weg, die waarheid en die lewe tot in alle ewigheid. Amen. Ons het net nou saam gelees
Matteus 1:18 tot 25 en daarom is die boodskap vandag die boodskap van God se beskerming oor ons lewe. Nou die volgende skyfie, ons gaan hom maar net daar ophou, is my 'n baie mooi gedagte, God se beskerming oor jou lewe, van 'n lammetjie wat vasgehou word. Die Bybel wat ook vir ons in Johannes 10 sê, die Here is die goeie herder, hy ken ons by die naam en hy beskerm ons en hy pas ons ook op. God se beskerming oor ons lewe vandag op hierdie pragtige Kersfees, Christusfeesdag. En Kersfees is vir ons almal 'n tyd waarin die Kersverhaal wat ons saam gelees het, maar in die ander evangelies ook vir ons uiteengesit word, vir ons 'n wonderlike verhaal is van God se raadsplan met die wêreld en met ons lewe. 'n Kersverhaal, 'n geboorteverhaal van Jesus wat ons jaar na jaar hoor, herdenk en wat ons saam ook met mekaar deel. Ja, en ons ken hierdie verhaal baie goed. En dit is wonderlik as ons met die moderne tegnologie, ook byvoorbeeld die televisie, al die Kersverhale en al die Kersuitbeeldings en die Kerskonserte en opvoerings ook dan sien en so in die gees van Kersfees kom met 'n dankbare hart en ook tot eer van die Here na hierdie programme kan kyk. Ja, en ons weet ook dat ons kinders en ons kleinkinders, ons het almal daaraan gedeel, baie keer by skole en kerke dan ook die Kerstoneel opvoer, die kind in die krib en Josef en Maria, en ek het vir my kleinkind gister gevra, ken jy die verhaal? Toe sê ja oupa, en toe vertel hy hom weer vir my in sy mooi kinderlike taal en ons hoor dit by ons kinders. Het is wonderlik om die Kersliedere te kan sing in hierdie tyd, om ook te kan sê eer aan God en vrede op aarde en al die ander Kersliedere, Stille Nag en Welkom o Stille Nag van vrede. Ons ken hierdie Kersverhaal, ons deel daarin in geloof en met dankbaarheid. En tog vier ons elke jaar Kersfees met 'n dankbare hart. Ek dank die Here dat Kersfees nie 'n Christusfees is wat in die wêreld se duisternis verdwyn het nie. Want so baie goed wat vir ons kosbaar en belangrik is as gelowiges, verdwyn net baie keer in die samelewing. Daar's nie 'n vakansie daar oor sekere Christelike feesdae nie, maar ek dank die Here dat ons ten spyte van die hele wêreld wat Kersfees vier, 'n Kersfees, 'n Christusfees kan vier tot eer van die Here. En daarom mag ons, wil ons en vier ons ook Kersfees op ons besondere manier as gesin en familie, saam met mekaar en saam met die Here, wat ons ook vir mekaar gesê het Sondag, om te kan sê, maak ruimte vir mense. Kom ons maak ruimte in ons tafel ook vandag en in ons huis vir mekaar. En ons geniet mekaar se liefde en saamwees. En ons sê, ons is saam in liefde. Een in liefde, een in geloof, een tot eer van die Here. Nou, oor al die jare het ek en jy en ons almal al hierdie Kersboodskappe uit verskillende hoeke af beleef. Ons het al seker omtrent al die variasies van Kersboodskappe al gehoor. Dit is heeltemal reg, want elkeen het 'n boodskap ook vir ons deur die Heilige Gees. Maar toe ek vir die Here ook gevra het, wat wil hy vandag met ons deel op hierdie pragtige Kersfeesdag, het dit vir my gegaan oor God se beskerming. God se beskerming oor die Jesuskind en God se beskerming oor jou en my lewe in 'n gebroke, stikkende wêreld. God se beskerming oor jou lewe wat jou gebring het en gedra het tot hiertoe, deur al die lief en die leed van die lewe. En daarom, as ons na hierdie verhaal kyk, die geboorteverhaal van Jesus, dan sien ons dat God beskerm sy kind, sy baba seun, Jesus Christus. Wat vir my wonderlik is in al die Kersgedeeltes of die geboorteverhaal gedeeltes in die Bybel, is die rol wat God se engele ook speel. Die boodskappers van God, wat aan die mense toe gekom het met 'n boodskap van God is by jou, Immanuel, God beskerm jou. Hy stuur sy engele met 'n boodskap en dit is wat hy ook gedoen het met die geboorteverhaal van Jesus Christus. Daarom ken ons die verhaal dat Jesus gebore is in die stad van Bethlehem saam met Josef en Maria. Josef en Maria sy ouers, en hier waar die engele en dan ook drome 'n groot rol gespeel het in die openbaring van God met die koms van Jesus na die wêreld toe. Nou as ons begin by hierdie geboorteverhaal van Josef en Maria, dan sien ons dat weer 'n engel aan Josef verskyn het met die boodskap van Maria is swanger deur die Heilige Gees met die kind Jesus Christus. En alhoewel Josef
in die geheim gedink het hy gaan weghardloop, hy gaan van haar skei, om dit so te stel, het hierdie engel dan ook vir Josef gesê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, want sy dra die Jesuskind, die Immanuel, die God by ons, en Josef, jy moet met Maria trou, en jy moet die kind Jesus noem. Die beskerming van God deur die Heilige Gees. Wat sou gebeur het, as Josef en Maria nie geluister het na die stem van die Heilige Gees nie? In daai tyd van die Bybel en die Joodse tradisie en wette, was dit natuurlik heeltemal verkeerd en teen alle wette, dat 'n vrou buite die huwelik swanger raak. So wat sou gebeur het, is dat hulle sou Josef verban het, en heel waarskynlik sou hulle Maria met klippe doodgegooi het. Hulle sou haar gestenig het. En uiteindelik kom die engel van die Here en hy sê, trou met haar en bly by haar, totdat hierdie Jesuskind dan ook gebore is. En so beskerm die Here dan ook vir Josef en Maria, om te kan sê, Josef het met haar getrou, hy het geluister na die stem van die Heilige Gees, die stem van die engel, en hy het dan ook met haar getrou. En so is Jesus Christus dan gebore in 'n krib in die stad van Bethlehem. Maar Jesus Christus, alhoewel dit 'n vredesboodskap is vandag, wat ons sê, vrede in die naam van die Here deur die Heilige Gees, is Jesus gebore in 'n baie onstuimige tyd. 'n Onstuimige politieke tyd, 'n onstuimige tyd in hierdie gebroke wêreld waarna hy gekom het, om ons te red en ons te kom verlos. Moenie dink hy's net gebore in 'n liefdevolle, vredige, rustige omstandighede nie. Ons weet dat koning Herodes, 'n heidense koning, 'n wrede koning, hy het geweet dat Jesus Christus gebore is, maar hy het net een rede en een doel voor oë gehad, en dit is om hierdie Jesuskind dood te maak. Ons weet dit, ons lees dit. En daarom, met hierdie een groot rede en doel voor oë, wou hy van Jesus ontslaa raak, omdat hy bedreig gevoel het. Hy was die koning, 'n heidense koning, absolute diktator, en hy het gedink dat Jesus, soos die Ou Testament voorspel, sou koning word en sou hom onttroon het. En hy het gesê, hy gaan dit nie toelaat nie vir hom en sy nageslag nie. So, hy het geweet wat in die Ou Testamentiese geskrifte staan. Hy het geweet dat Jesaja, Jeremia, Micha en ander profete sê, Jesus Christus gaan kom. Hy's die koning, hy gaan as koning oor sy koninkryk regeer. En hy wou Jesus Christus dan uit die weg uitruim. En dan lees ons in hoofstuk 2, dat die sterrekykers het na Herodes toe gekom, en hulle het gesê, maar ons het hierdie ster, hierdie simbool, hierdie teken, dan gesien, hierdie ster in die ooste, wat vir ons sê, hierdie Ou Testamentiese profesie is waar, dis vir ons hierdie goddelike teken, hierdie ster, om te kan sê, Jesus Christus is gebore, en hierdie ster gaan vir ons lei na die Jesuskind. Herodes kom weer met 'n verskuilde agenda, en hy sê eintlik vir hulle 'n leuen, en sê, ja, ek wil ook na die Christuskind toe gaan kyk waar hy is, gaan kyk waar hy gebore is, sodat ek ook aan hom hulde kan bring. Ja, eintlik in ander woorde om te kan sê, sodat ek hom ook kan doodmaak. Dit is wat Herodes gedink het. Maar Herodes was so ontsteld, logies, hy was 'n heiden, hy was bekommerd, hy was ontsteld gewees in elke opsig. Hy kry die priesterhoofde en die skrifgeleerdes bymekaar om raad te vra en te sê, weet julle nie dalk presies waar Jesus gebore is nie? Weereens om te kan sê, kan ek nie 'n strategie uitwerk en iemand stuur om hierdie Jesuskind te gaan doodmaak nie. Sterrekykers, weet ons, het uiteindelik die ster gevolg, hulle het by Bethlehem gekom, by Josef, Maria en die kind wat in die krib lê. En weer, ons kom nou daarby, het 'n engel gekom en vir die sterrekykers gesê, moenie teruggaan na Herodes toe, moenie vir hom sê waar die Jesuskind is nie, maar gaan met 'n ompad na julle land toe terug. En dit is wat die engel dan ook vir die sterrekykers gesê het, maar God beskerm sy seun en ook vir Josef en Maria. En daarom, met al hierdie politieke onstuimigheid en Herodes om vir Jesuskind dood te maak, het 'n engel weer eens in 'n droom aan Josef verskyn. Die boodskapper van beskermer, die Here God, wat vir Josef, Maria en die kind ook beskerm. En hy sê, vlug na Egipte toe. Gaan na Egipte toe en bly daar met die Jesuskind totdat Herodes sterf. Want dis soos die Ou Testament ook voorspel. En daarom het hulle die kind gevat, Jesus, en hulle het na Egipte toe in die nag gevlug.
en so beskerm die Here God sy seun, sy kind Jesus Christus, dat Herodes hom nie kan doodmaak nie. Maar Herodes, wrede koning wat hy was, heiden wat hy was, wat 'n mens nie in jou verste gedagtes in kan indink nie, het uiteindelik besluit, maar hy gaan die kindermoord toelaat. Hy stuur sy soldate en hy laat alle seuns 2 jaar en jonger, laat hy doodmaak. Baie keer staan ek stil by hierdie gedeelte. Dit moes iets verskrikliks gewees het en daarom voorspel die Ou Testament dit ook. En hy sê ook hierso dat daar sal gekerm word in Rama, 'n gehuil, 'n groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Kan jy jou indink? Elke kind van 2 jaar en ouer word doodgemaak. Dis die wreedste wreed wat jy aan kan dink. En uiteindelik het Herodes dit toegelaat dat almal in daardie omgewing 2 jaar en ouer doodgemaak moes word. 'n Ma wat met 'n kind op haar skoot sit. Die soldate ruk daai kind weg, vermoor hom en gaan van huis tot huis. Maar God beskerm dan ook weer vir Jesus Christus. Saam met Josef en Maria vlug hulle na Egipte toe en ontduik hulle hierdie kindermoord van Herodes en sy soldate. Maar soos ons gesê, God beskerm ook die sterrekykers. Die sterrekykers wat nie teruggegaan het na Herodes toe nie, wat by die Jesuskind kom buig het en kom kniel het, hulle reissakke oopgemaak het, goud, wierook en mirre vir hulle gegee het. En weer in 'n droom deur die engel, kom die Here na die sterrekykers toe en sê, julle moet met 'n ompad teruggaan na julle land toe. Want wat sal Herodes aan hulle doen? Herodes sal hulle vermoor. Hy sal hulle doodmaak en hulle sal eenvoudig uit die weg geruim word. En toe gebeur daar ook iets dat Herodes is toe nou dood uiteindelik. Met ander woorde, die Jesuskind, Josef en Maria is toe in 'n vreemde land in Egipte en uiteindelik volg Archelaus, die seun van Herodes, sy pa op as koning toe Herodes dood is. En dit het Josef bang gemaak. Hy was bang, toe sê hy, maar gaan Archelaus nie soos Herodes wees nie. Met ander woorde ook hierdie wrede heidense koning. Weer kom die engel van die Here na Josef toe, weer in 'n droom. En hy sê vir hom, ek verstaan dat jy bang is, en in 'n droom gee hy vir hom 'n ander roete, 'n ander pad om te loop, sodat hy moes vlug en weer 'n ompad loop. En uiteindelik land hulle in Galilea, en daar is hulle toe in die dorpie Nasaret, waar hulle veilig was. En so sien ons hoe die Here God sy seun Jesus Christus as 'n babakind beskerm het. Hy het Josef en Maria beskerm, hy het die sterrekykers beskerm, en so raak ons bewus van God se beskerming onder baie moeilike omstandighede, 'n gebroke, stikkende politieke omgewing waarin Jesus Christus gebore is. Wat sê dit vir jou en my as gelowiges op hierdie mooi Christusdag, op hierdie Christusfeesdag? God beskerm ons. God beskerm ons deur sy Heilige Gees. God beskerm ons deur sy engele. Moenie engele geringskat nie. God gee ook vir ons baie keer boodskappe in ons drome. Ons moet dit ook nie geringskat nie. Maar een ding wat ons besef as gelowiges vandag, ook in 'n gebroke stikkende wêreld, ook amper in 'n Herodes wêreld, as ons dit so wil beskryf, in 'n politieke onstabiele en onstuimige lewe waarin ons staan, besef ons God se beskerming is so kosbaar vir jou en my. Ons is so weerloos, so broos as ons God se beskerming nie het nie. God beskerm ons van alle kante. Hy beskerm ons deur ons hele lewe. En juist daarom staan ons in die Gees, nie net by Kersfees vandag nie, maar staan ons in die Gees met al twee ons voete ook in Psalm 121. Die beskerming van God in jou lewe, in jou lewenspad. Ons het net nou Koos Doep se gebed gelees wat gaan oor die beskerming van God in jou lewe. En kom ons deel hierdie beskermende Psalm. Dis ook ons Psalm, ons Kerspsalm, om te kan sê, dankie Here, dat dit 'n Psalm is, 'n lofprysing aan U, om te erken dat U my lewe beskerm in elke opsig. Kom ons deel Psalm 121. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? En my hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie.
Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Die woord beskerming kom hier oor en oor in Psalm 121 voor. Die beskerming van God in die geboorte van Jesus kom oor en oor na vore, en ons sien hoe God almal rondom hom beskerm. Maar waarvan en waarteen beskerm God jou lewe? God beskerm jou soos sy seun Jesus Christus. En ek het nogal gesoek na 'n regte woord hier, so help my as jy 'n ander woord het. God beskerm jou baie keer deur jou hele lewe van 'n voortydige dood. Dis die beste woord wat ek kon kry. 'n Voortydige dood. Hoekom sê ek dit? Baie keer in ons lewe, en as jy met mense praat, en ek vat in my eie lewe ook, dan sê ons vir mekaar, hoorie, daai was 'n naby dood ervaring. Daai ongeluk, die feit dat ek lewendig uit daai wrak gekom het, is net die beskerming van die Here. Die feit dat ek bewaar is met 'n aanval, is net die beskerming van die Here. Ons was deur 'n gewapende huisroof, en daarna het ek net gesê, dis net die beskerming van die Here dat ek en my vrou lewe. So beskerm die Here jou teen 'n voortydige dood. Baie keer met 'n siekte. Gister kom iemand weer na my toe en sê, jong, ek was amper dood gewees met hierdie siekte, maar die Here het my beskerm en bewaar, en hy het vir my genesing gegee. En vandag kan jy met hierdie Christusfees ook dink, in hoe mate die Here jou al bewaar het van 'n voortydige dood, waar die Here gesê het, maar ek gaan nie nou toelaat dat jy sterf nie. Ek gaan vir jou deur daai krisis lei, want jy het nog 'n doel en 'n roeping op aarde, soos wat Jesus Christus, die kind, beskerm is, omdat hy God se koninkryk moes kom vestig en aan die kruis vir ons moes kom sterf. So dink 'n bietjie aan die beskerming van God oor jou lewe. Ek glo in elkeen van julle se lewe was daar al momente wat jy gesê het, hoorie, ek dink ek gaan dit nie maak nie. Dink ek gaan sterf. Ek dink dis die laaste vir my lewe. Tog het God se hand van beskerming nog steeds oor jou gestaan, tot nou toe, en jou bewaar teen alle gevaar. God beskerm jou teen gevaar. Daar's baie gevare in hierdie lewe. Daar's baie wrede mense, soos Herodes, soos baie ander wrede mense rondom ons. Mense wat ons wil bedrieg, mense wat ons wil inloop en indoen, mense wat ons nie die plek in die son gun nie. Baie ander gevare. Weer vandag dink jy 'n bietjie oor hierdie jaar en sê, teen watter bedreigings van hierdie lewe het God jou beskerm? Hierdie jaar. Teen watter bedreigings het God gesê, ek hou my hand in my arms en alles rondom jou. En ek beskerm jou met my beskermengele. En ek beskerm jou deur my kosbare bloed. Ek is daar vir jou in alle omstandighede. Ag, en dan kan ons ook sê, hier waar ons vandag by mekaar is daar ook baie jonger mense, kinders hier by ons. God beskerm ons van kleintyd af, kind, die Jesuskind, deur sy lewe, totdat God se raadsplan ook voltooi is en volvoer is. So beskerm God jou ook deur jou lewensjare, totdat jy in die seniorjare kom, en jy begin broos en swak voel, en jy weet, dat die Here God beskerm jou in elke opsig, sodat hy jou dra, deur al jou jare, tot die dag wanneer hy jou kom haal. Die Here sê ook vir ons in Matteus hoofstuk 10, juist daarom hoef jy jou nie te bekommer nie, want God beskerm jou. En dan is daar so 'n mooi deel wat daar so sê, selfs die hare van jou hoof is getel. So julle wat nou al baie hare verloor het oor die jare, God weet hoeveel hare daar van jou kop geval. God weet hoeveel hare is oor op jou kop. Dis hoe God jou beskerm en bewaar. Soos ons min hare het, is dit 'n teken van God se beskerming. So wees bewus van God se beskerming. Matteus 10 sê vir jou, moet jou nie bekommer nie. Die Here God beskerm jou van alle kante, binnekant, buitekant en rondom jou. En mag jy vandag, elke dag van jou lewe net beleef, die beskermende hand van God oor jou lewe, dat jy niks hoef te vrees nie. Dat soos wat hy die Jesuskind, Josef, Maria en die sterrekykers behoed en bewaar het en beskerm het, so sal hy jou en my beskerm elke dag van ons lewe. Psalm 23,
tot in lengte van dae. Totdat God sê, ek beskerm jou en ek draai jou oor na die ewige heerlikheid, daar waar jy vir altyd beskerm en veilig sal wees in die ewige tuiste van die Here God. Beleef vandag met 'n dankbare hart teenoor mekaar ook die beskermende hand en genade van God in Christus Jesus oor jou lewe. Amen. Here God, baie dankie dat U ons beskerm. In hierdie lewe weet ons, in hierdie gebroke wêreld is 'n lewe maar baie keer min werd. Ons sien die moord, doodslag, roof, al die dinge wat verkeerd loop in die lewe, maar U beskerm ons. En daarom, Here, kan ons altyd met 'n dankbare hart sê, al was daar krisismomente in ons lewe, het U ons daardeur gedra, ons gered, ons beskerm en bewaar, omdat U ons liefhet, 'n plan en 'n doel met ons lewe het. Mag ons vandag in die beskutting van U geestelike ruimte rondom die krib van Jesus U beskerming beleef. Mag ons vandag as ons by mekaar is as familie en gesinne dan ook beleef met 'n dankbare hart hoe U ons beskerm het as 'n gesin en familie deur al die krisisse heen, en mag ons net aan U al die eer bring dat U hand veilig oor ons gehou het tot nou toe en bewaar het. Daarom het ons niks te vrees nie. Daarom is ons dankbaar en rus ons in U vrede. Die vrede wat die engele gebring het en gesê het, vrede vir jou, vir wie God liefhet. En daarom, Here, dankie vir vrede. Ek ervaar U vrede hier in ons saamwees as gelowiges. Ek ervaar die vrede en kalmte om te kan sê, niks sal my ontbreek nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Seën ons met 'n liefdevolle Christusfees tot eer van God die Vader, wat sy raadsplan met hierdie wêreld tot uitvoer bring. Ons bid dit in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons gaan afsluit met natuurlik die pragtige stille naglied wat ons baie goed ken, om te sê, dit is wat ons dan ook aan die Here bring. Vers 1, 2 en 3. Long
die seën van die Here gaan in sy wonderlike vrede en 'n wonderlike Christusfees. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die kragvolle inwoning van die Heilige Gees in vrede en liefde met jou wees en bly op hierdie Christusfeesdag, maar elke dag onder die beskermende hand van God die Vader, Jesus Christus die Heilige Gees, tot in alle ewigheid. Amen.